Broer en suster vriende, ons gaan begin by 'n nuwe reeks, die boek Galasiërs. Nou ek hoop u het in die week nou die eerste 6 hoofstukke van Galasiërs begin lees en u het dan al so bietjie dink ek en hoop ek die tema opgetel van waaroor hierdie boek gaan. Ek wil jou nooi, ons gaan vanmôre as inleiding na iets baie interessants kyk buite die boek om vir u 'n agtergrond of dan 'n gereedmaking te gee of te bring rondom Paulus se manier van die evangelie aanbied. Dit het baie duidelik verskil van dit waarmee daar in die tyd dan van die skryf van die Bybel mee besig was. En ek wil jou nooi om dan vir hierdie inleiding by my oop te maak saam met my by 2 Timoteus hoofstuk 2. 2 Timoteus hoofstuk 2, ons gaan enkele verse uit die tweede hoofstuk van die tweede brief van Paulus aan die jong dominee van Efese van Timoteus lees. En ek nooi jou om terwyl ons vanmôre hiermee besig is, jou hart voor te berei. Ons gaan as die Here wil dan volgende Sondag begin met die boek Galasiërs en dan deurwerk, maar hierdie gebruik, soos ek sê, as 'n agtergrond om ons voor te berei vir wie Paulus is, wat 'n unieke boodskap hy preek en hoekom dit so anders is as dit waarvan selfs die apostels in die vroeë Nuwe Testament gepreek het. 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 14. Hy skryf aan Timoteus en sê, herinner aan hierdie dinge en betuig voor die Here dat hulle geen worselstryd moet voer wat tot geen nut is nie, maar net tot ondergang van die hoordes. Timoteus, lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny, maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid, en hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker onder wie daar Hymeneus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het, en hulle keer die geloof van sommige om. En die dwaase en onverstandige strydvrae moet jy afwys, omdat jy weet dat dit twis verwek. En 'n diensknegt van die Here moet nie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad verdra. Hy moet die weerspanniges in sagmoedigheid teregwys, of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Ek wil vanmôre dan met Galasiërs wegspring, maar hierdie titel aan hierdie gedeelte gee, hoe om die Bybel of dan Paulus se geskrifte reg te kan verstaan. Jy gaan jouself met baie hartseer en stryd op jou laai, as jy nie verstaan wat Paulus sê en waarom hy sê
wat hy sê nie. Daar stel 'n misverstande en onderlinge debat wat al oor die Bybel en oor opinies oor die Bybel gevoer is. Sommige temas, as u dit sou lees en bestudeer, is baie maklik om te debatteer. As ons praat oor die verlossing in Christus, dan is dit baie duidelik dat 'n mens verlos word deur die bloed van Jesus. En daardie debat is baie maklik om te hanteer. Maar daar is baie, en ek noem dit verstandbrekers. Dinge wat die Bybel, as jy die onderskeid nie tref nie, baie moeilik is om te verstaan, omdat mense wat sekere opinies het, baie drasties en met baie passie van jou verskil. Een voorbeeld. Die gereformeerde leer praat oor kinderdoop en die charismatiese leer fokus op groot doop of dan onderdompeling. En elkeen het 'n baie sterk siening. En mense verskil met passie. Soveel so, dat die hervormde kerk en die gereformeerde kerk van die NG Kerk weggebreek het. Rondom sekere so dieselfde leerstelling, nie net ten opsigte van die doop nie, maar oor leerstellings waarmee oor hulle verskil het, en weggebreek het van die oorspronklike gereformeerde kerk wat in die suidpunt van Afrika gestig is, omdat hulle hierdie meningsverskille het. Wat die probleem is dat elke party wat verskil, steun op die verligting van die Heilige Gees. En elkeen meen dat hy die volle prentjie het. Die probleem is verder, dat die Heilige Gees nooit verbaal voortevore tree. Hy nooit 'n uitslag bied oor die gesprek. Hy het nog nooit en hy sal nooit, as ons sou verskil, hier opdaag en sê, luister, kom ons sort die dinge vinnig uit, jy's reg, jy's verkeerd. So dit maak dat mense die skrif, en ek wil die woord met versigtigheid gebruik, verkrag. Omdat die Heilige Gees nooit sy streep trek. Ek en jy moet onthou dat indien ons steun op die vertolking en die inspirasie van die Heilige Gees in ons opinie en interpretasie, en ons van mekaar sou verskil, dat een party verkeerd moet wees. Want die Heilige Gees kan nie lynreg teenoor mekaar sy woord verklaar nie. So dis baie belangrik, en dis hoekom ek met versigtigheid, voordat ek met die boek Galasiërs begin, wat ek dink 'n baie grondslagboek is, omdat dit een van die eerste Nuwe Testamentiese boeke is, na die evangelies en Handelinge, wat deur die apostel Paulus geskryf is, wat hierdie verborgenhede, wat vir die disippels verborge was, Paulus deur Jesus se verskyning aan die heidene bekend gemaak het, ons wat vandag die Nuwe Testament lees. Daar is 'n baie duidelike onderskeid waarby ek wil hê ons moet vanmôre na kyk en in gedagte hou wanneer ons met die Nuwe Testament werk. Die Bybel praat van 'n onderskeid tussen twee belangrike dinge.
Die eerste is die verskillende groepe mense wat God in die Bybel mee praat. Daar is die etniese volk Israel en dan is daar die heidense volke. En 'n heiden is nou nie in die term wat ons dit voorgee, al die ouens wat nie aan God glo nie. Die Bybel onderskei tussen twee groepe, Israel en al die ander nie-Jode. En wanneer jy die Bybel lees, moet jy hierdie onderskeid tref. Wanneer praat God met Israel en wanneer praat God met nie-Jode? Want jy raak vinnig verstrengel in wetsonderhouding dat ek mag nie, soos die Ou Testament, ek mag nie dit nie, ek mag nie dat nie, ek moet die Sabbat hou en ek moet dit doen en ek moet dat doen en ek moet al hierdie goed doen en dan is die eerste vraag is wat jy moet antwoord as ek dit lees, uit wat, as jy dan die Joodse wette wil nakom, uit watter stam van die Jode is jy? Want as jy nie uit een van die etniese 12 stamme van Juda is nie, kan jy nie Joodse standaarde op nie-Jode toepas. Om het verder te vermoeilik, is dat God ook met 'n derde groep mense praat in die Bybel. Met Israel, met nie-Jode, en dan praat hy met mense tussen Jode en nie-Jode wat Jesus aanneem as verlosser en saligmaker, en ook goddelose mense, ongeredde mense wat Jesus as saligmaker in sy kruiswerk nie wil aanvaar. So behalwe dat God vir Israel wette gee, en Paulus in die Nuwe Testament vir kinders van die Here nie Jode wette gee of die dinge gee om te gehoorsaam en standaarde in opsigte van evangelies nie, is daar ook 'n gedeelte waar God met goddelose mense praat en sê dat as jy Jesus nie aanneem nie, gaan jy hel toe. En hierdie oordeele en hierdie ellendes gaan jou tref. En dis belangrik om dit te onderskei. 'n tweede verskil in die Bybel is daar's verskillende geleenthede en tye waarby God met hierdie groepe praat. En ons gaan so 'n bietjie meer nou hieroor sê. Om die hele Bybel duidelik en korrek te verstaan, moet ons as leser eerstens weet of onderskei tussen drie baie belangrike verskille. Die een is ons besig om profesie of is ons besig om verborgenhede in die Nuwe Testament te lees? En ek gaan nou verduidelik. Profesie gaan oor goed wat nog moet gebeur. Verborgenheid gaan oor dinge wat God bekend maak, nie toekomsgebeure nie, maar wat nooit algemene kennis in die skrif was tot op daardie stadium nie. Dis 1. 2 is dat God werk met dispensasies. Daar's 'n dispensasie van die wet onder Israel en daar's 'n dispensasie van genade onder Paulus. En daar's baie teksverse wat juis hierdie verskil bied. Israel, en ons gaan nou dit meer detail gee, Israel kan nie die saligheid ontvang op dieselfde manier as die nie-Jode nie. Omdat die nie-Jode Jesus as verlosser aanvaar en die Jode moes Jesus as Messias aanvaar. So wat die koninkryk van Israel betref, wat aards is, en die genadedispensasie wat hemels is daar baie groot verskille.
Die derde wat jy moet by stil staan is ook oor die etnisiteit. Is Israel en die liggaam van Christus. Nêrens in die Ou Testament word volgelinge van, of hulle wat die Jesus gaan aanvaar as Messias, as liggaam genoem. Paulus kom in Efesiërs en hy sê, ek bring julle hierdie verborgenheid, dat Jood en heiden wat Jesus aanneem, mede-erfgame word van die liggaam van Christus. En nou het jy, in die ou tyd, en ek het so groot geword, is dat die Nuwe Testamentiese kerk, ek en jy wat Jesus aanneem, is oorwegend die bruid van Christus genoem. Maar as jy na hierdie verskil kyk en jy sien dat hy die hoof is en ons deel van die liggaam is en ons deel van sy liggaam is met hom as hoof, kan ons die gedagte van bruid nie op ons toepas nie. Want hoe kan Jesus homself met homself trou? Dan is dit duidelik dat die bruid na die etniese volk Israel verwys. Wat sy vrou was, daar is in Hosea en al die Ou Testamentiese profete, is daar telkens verwys dat God sê, dat julle het aan my ontrou gewees, soos 'n vrou ontrou is aan haar man. Ek was nie ontrou nie, julle was ontrou. Julle moet terugkom, sodat ons hierdie band kan bind. Maar in die Nuwe Testament sê Paulus niks, dat ons deel word van 'n bruid nie, ons word deel van 'n liggaam, want ons word 'n nuwe skepping met hom as hoof. So dis die klein nuances van verskille wat jy moet seker maak jy verstaan. 2 Timoteus 2 vers 15 lees reg as hy vir ons sê dat die hele skrif wat ons lees moet reg gesny word. Beide skriftuurlik en dispensasioneel. Ons moet weet wanneer God met watter groep werk ten watter tyd. So met ander woorde, om skriftuurlik onderskeid te tref, is nie altyd genoeg nie. Maar ons moet ook seker maak dat ons die dispensasie waarin God werk, reg het en reg verklaar. Nou wat is 'n dispensasie? 'n Dispensasie is 'n tydperk waar God op verskillende maniere by verskillende geleenthede met verskillende mense gewerk het. Eenvoudig. In die Ou Testament het mense vir hulle sondes gewat? Geoffer. In die Nuwe Testament offer ons nog vir ons sondes? Nee, hoekom nie? Want die Ou Testamentiese offer was die ou verbond. Jesus kom sterf en hy kom vervul die ou verbond en hy kom maak 'n nuwe testament of 'n nuwe verbond. So daar's klaar 'n dispensasie verskil. Ons offer nie meer nie, soos geoffer is nie. So hy praat met verskillende maniere, by verskillende geleenthede, met verskillende mense. En dis eenvoudig wat 'n dispensasie is. Wanneer ons na die begrip kerk kyk, of dan ook die liggaam van Christus, moet ons verstaan dat die woord kerk praat van weergebore kinders van God, wat deel word van die liggaam van Christus, wat eenkant gesit word, of soos die Griekse woord sê, om uitgeroep te word, ekklesia, om uitgeroep te word en eenkant te sit. En dit is wat jou anders maak. Jy word uit die wêreld geroep en gered om Jesus aan te neem en anders te leef. Onthou julle,
ons gesprekke oor die Heilige Gees. Die heiligheid van die Heilige Gees is juis dat jy anders sal wees as hy in jou hart kom woon. Die woord kerk het geen kerkdenominasie in gedagte nie. Dis ook nie die plaaslike gemeente nie, wat kerk genoem word in Bybelse konteks nie. Maar die woord kerk is elke mens van al die eeue af, wat deel geword het aan die verlossing van Christus, en deel word van die onsigbare kerk, uitgeroepenis, liggaam van Christus deur al die eeue heen. En dis belangrik om dit te verstaan as ons na die Nuwe Testament kyk. Die kerk dan, of die liggaam van Christus, is afgesonderd en apart van al die nasies, selfs die nasie Israel. Jy kan nie, as jy Jesus as 'n heiden moet ontmoet om gered te word, jou verbind aan die nakoming van Joodse tradisies en wette nie. Want dit het niks uit te waai met die heidene nie. Jy gaan sien as ons nou by Galasiërs kom, sê Paulus vir hulle, en dit was die groot stryd tussen Paulus en Petrus. Want Petrus het vir die mense in Galasië gestuur, hulle gestuur of hulle gesê, maar as julle gered word, moet julle ook besny word. En Paulus kom en hy sê vir Petrus, en hy vat hom aan in Handelinge 15 wat ooreenstemmend is, en hy sê vir hom, jy kan nie die Joodse tradisies op heidene afdwing nie, want dit het niks uit te waai met die verbond van besnydenis nie. Die besnydenis is die verbond wat God met Abraham gesluit het. Sien jy, die 12 stamme van Israel. Die heidene het niks uit te waai met die verbond wat God met Abraham gesluit het. Maar die nasies kan geseën word uit die verbond wat God met Abraham gesluit het. Maar die besnydenis het niks uit te waai met die verbond en met die heidene. Hierdie verborgenheid word in die Nuwe Testament deur Paulus openbaar in die boeke Romeine tot in Filemon. As jy deur die boeke van Paulus blaai en lees, sal jy 7 verskillende verborgenhede lees. Wat Paulus sê, ek maak julle hierdie verborgenheid bekend. Iets wat nie nou bestaan nie, iets wat 'n geheim gehou is tot nou. En nou maak ek dit bekend. En dis uniek aan die bediening van Paulus aan die heidene. Ek lees vir julle Romeine 11 vers 25 en verder om dit te illustreer. Hy sê, want ek wil hê, broeders, Paulus skryf aan die gemeente in Rome, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet, sodat julle nie eie wys mag word nie. Julle moet hierdie verborgenheid weet, en julle moenie dit nie misverstaan nie, want iets het gebeur. Hy sê dat julle nie groot word in julle self nou, want waarvan praat hy? Dat Israel het Jesus verwerp. Nou kom die evangelie na die heidene toe. Nou sê hy, moenie hierdie verborgenheid mis, dat jy nou dink, jy is nou spesiaal nie. Hy sê, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. Hy praat van 'n dispensasie. Die Jode verwerp Jesus. Handelinge hoofstuk 2, verwerp hom, hulle kruisig hom. God begin, hy wek Paulus op in Handelinge 9, en hy bring die evangelie aan die heidene. En God stop sy profetiese program met Israel, en die tydperk van genade gaan plaasvind, tot en met die wegraping, en as die kinders van God weggeneem is, dan gaan die tydhorlosie van God aan met Israel. En dis eintlik eenvoudig. As jy dit raak sien, dan nie dink dat dit so moeilik is om dit te verstaan, of om dit te verwerp nie. Maar dis omdat jy dit nie wil verstaan.
dat jy dit verwerp nie. Vers 26. En so sal die hele Israel gered word. Hy sê mos in vers 25, as die tyd van die heidene verby is, sal iets anders gebeur, sal die hele Israel gered word. Soos geskryf is, die verlosser sal uit Sion kom. En sal die goddeloosheid van Jakob afwet. En dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Vers 28, want wat die evangelie betref, is hulle wel vyande ter wille van julle, maar wat die uitverkiesing betref, bemindes ter wille van die vaders. Vir die evangelie wat ek aan julle bring aan die heidene, is hulle die vyande, want hulle het Jesus verwerp. Maar hulle uitverkiesing as volk van God, maak hulle die bemindes. En nou moet jy mooi kyk, en ons gaan nou die nog 'n teks vir kyk, daar staan, as ek hulle sondes wegneem. Baie duidelik dat hulle sondes daar nog nie weggeneem is. Want hy sal die volle verlossing eers vir hulle later kom gee. En dis die verskil in ons Afrikaanse Bybel, het ons nie 'n verskil in Engelse woorde, remission of sins en redemption, vergifnis van sondes nie. Ons Afrikaanse woord is kwytskeld en vergifnis. As jy kyk na die Ou Testament, dan praat hy van hulle sondes is kwytgeskeld. Die Engelse woord is remission. Nou wat is remission? As jy kanker het, is die siekte in remissie. Wat beteken dit? Dis onder beheer, maar dis nie weg nie. Nou is Israel se sonde onder remissie, onder remission, totdat hulle die Messias aanvaar. Dan ontvang hulle, soos die heidene, 'n volmaakte verlossing met vergifnis. Want wanneer jy Jesus aanneem, aanvaar jy hom as jou enigste verlosser en saligmaker. Hy is die enigste manier hoe jy jou sondes kan vergewe word. En hy praat in die afgehandelde, in die verlede tyd. Maar wanneer hy met Israel se sonde praat, praat hy van, ek sal hulle sondes vergewe. Want hulle sondes is onder bedekking. Totdat hulle oë oopgaan. En hom wat hulle verwerp het, aanneem. Dis so groot, as jy dit raak sien. Israel se doping in die Ou Testament was 'n seremoniële wassing. En dit was nodig vir die reiniging van diere, van mense en van priesters. Levitikus 8, ek wil nie baie tyd spandeer nie, jy kan gaan lees daar. Levitikus 8 vers 20 en 21 sê, hy sê, jy moet die ram in stukke kap en jy moet sy binnegoed met water was en dan moet jy die offer bring. So vir Israel wat die sondes betref, wat die ram moes as plaasvervanger staan, moes die ram se binnegoed, sy binnekant uit wat in die plek van die mens se sondigheid verteenwoordig, moet gewas word en geoffer word. Dis 1. 2. In Levitikus 8 lees ons dat selfs Aaron en sy seuns wat priesters word, moet by die tent van samekoms kom in Levitikus 8 vers 3. En dan sê vers 6, en Moses het Aaron en sy seuns laat naderkom en hulle met water gewas. Dit was 'n reinigingsmetode wat aan die Ou Testament verbind is. Nêrens in die Nuwe Testament. Dis hoekom Paulus in die Nuwe Testament sê in 1 Korintiërs 1 vers 18, ek het nie gekom om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Die Ou Testamentiese wassing het niks uit te waai met heidene nie. Doping word geleer en gekoppel dan aan die vergifnis van sonde. Hoor wat sê hy? Matteus 3 sê, en in daardie dae, Johannes die Doper is die voorbereider van Jesus.
Hy het opgetree in die woestyn van Judea en gespreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Julle moet julle gereed maak vir die koms van wie? Van die Messias. Hy gaan verder. Hy sê in Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop. Kyk nou, met belydenis van hulle sondes. Die woordjie daar vir belydenis is dieselfde woord wat ons in ons Engelse taal het as remission. Ek gaan nou vir jou nog 'n teksvers wys. So aan die ander woorde, hulle is gedoop om Jesus te aanvaar as Messias en die doop was die teken van aanvaarding. Ek gaan nou vir jou lees. Hoor nou. Handelinge 2 vers 36. Petrus praat op Pinksterdag. Die uitstorting van die Heilige Gees het plaasgevind. Die Jode op Pinksterdag sê hierdie ouens is vol wyn. Petrus preek die hele hoofstuk 2 en vers 36 maak hy die gevolgtrekking. Hy sê, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, die wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Is dit nou te laat? Het ons hom nou vir dood gemaak? Is ons nou verlore? Hoor wat sê Petrus. Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Hierdie vergifnis is remission, is kwytskelding. Dis sondes wat bedek is, omdat hulle dit gedoen het in onkundigheid, totdat hulle die Messias aanvaar. En dis hoekom die Jode gedoop is. Dis nie 'n Jood, dis nie 'n nie-Jood, dis nie 'n heiden ding nie. Dis 'n Joodse wassingsritueel. Ek lees verder. Handelinge 3, die volgende hoofstuk, is Johannes en Petrus in die tempel en hulle maak die lamman gesond en die Fariseërs roep hulle, sê vir hulle, julle mag nie van Jesus praat nie. Ons verbied julle. Hoor wat sê Petrus. Handelinge 3 vers 17 spreek hy die owerstes en die skrifgeleerdes toe na hierdie opspraakwekkende gesondmaking van die lamman. Hy sê, en nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, om ons te arresteer en ons nou te verbied om van Jesus te praat. Net soos julle owerstes, hulle wat in Handelinge 2, 'n klompie dae terug, die mense opgesweep het, by die kruisiging Jesus die mense opgesweep het en sê, Jesus moet gekruisig word. So Petrus sê vir hulle, julle het dit onwetend gedoen, net soos julle owerstes, toe julle Jesus laat doodmaak het, en die volk opgesweep het om te vra dat hy moet gedoodgemaak word. Maar, God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het, deur die mond van al die profete, dat die Christus sou ly. Die Messias moes nie kon koning word hier nie, hierdie Messias moes kom sterf het, julle dit mis. Hier's die verborgenheid. Hy gaan later kom koning word. Hy kom nou eers sterf. En julle het dit gemis, want julle het hom gehad het as 'n koning, en toe hy wil koning word nie, toe maak julle hom dood. Vers 19. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word.
en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. En hy hom mag stuur, wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus. As hy gepraat het dan van Jesus wat gekom het, hoekom sê hy dat hy hom mag stuur? Hulle het hom ons nou klaar gehaat en het hom verwerp. Dis verby. Hy gaan nie weer terugkom om te kom regmaak wat julle fout gemaak het nie, maar hy gaan eendag kom. En dan gaan die volle verlossing vir julle moontlik wees. So kom Jesus in Matteus 24 vers 13 in die verdrukkingstyd vir die Jode sê, wie volhard tot die einde toe sal gered word. Want daar is nie 'n permanente verlossing nie. Vir die Jode wat Jesus as Messias verwerp het, is dit 'n tydelike kwytskelding, 'n remission. Die sonde is in remissie. Maar dit kan weer terugkom. Want dit is nie volkome mee gewerk nie. Hom wat die hemele moet ontvang tot op die tye van die wederoprig van alle dinge, waarvan God van ouds afgespreek het deur die mond van die heilige profete. Dis belangrik nou dat ons sal sien dat tussen die preek van Petrus in Handelinge 2 en Paulus se bekering in Handelinge hoofstuk 9 dat daar 'n dispensasionele verandering gekom het. Van die evangelie van die Jode af na die heidene toe gegaan. God staak sy profetiese program met Israel. En nou begin Paulus en hy praat van die liggaam van Christus. Dit is nie die etniese volk Israel nie. En nou lees ons in Paulus se hele aanbieding van die evangelie dat hy praat nie meer van 'n nat hoop nie, hy praat nou van 'n droë doop. Jy het nie nodig om met water gedoop te word nie, jy het nou nodig om deur die Heilige Gees gedoop word. 1 Korintiërs 15 vers 1. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het. Vers 2, waar julle gered geword het, waaraan julle vashou. Vers 4, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ontvang het. Hy het gesterf, hy is begrawe, hy het opgestaan en hy het verskyn. Sien jy die verskil in aanbieding van die evangelie? Petrus, bekeer julle, laat julle doop, dat julle sondes kan vergewe word, dat julle die Heilige Gees kan ontvang, dat God vir julle 'n aardse koninkryk kan oprig. Paulus, hy het gesterf, hy is begrawe, hy het opgestaan en hy bied julle 'n hemelse koninkryk. 1 Korintiërs 12 vers 12 en 13, net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, alhoewel hulle almal baie is, een liggaam is, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. 'n Droë doop, niks met water nie. Ons word gedoop in die Heilige Gees in die liggaam van Christus in. Nou sê hy, of ons Jode, of ons Grieke is, of ons slawe is, of ons vryman is, ons is almal van een gees deurdronge. Van 'n nat doop, 'n nat wassing, tot 'n droë wassing. En dis wat dit so, en as jy hierdie goed raak sien en verstaan, dan maak dit soveel van die onduidelikhede, maak dit lig. Dis belangrik om hierdie onderskeid te sien tussen Israel en die kerk. Want hulle het verskillende verwagtinge gehad. Israel se hoop was 'n aardse koninkryk. Die belofte wat God aan Dawid, aan Israel gemaak het en aan Abraham was 'n Messias wat kom koning word op die troon van Dawid in Jerusalem. Vir die heidene, vir ons het nie 'n koning nie, soos wat Israel 'n koning gehad het. Die heidene is los van 'n verwagting dat hy vir ons koning kom word op die aarde. As jy hom aanneem, dan kom maak hy hier jou koninkryk. En dis is dit nie 'n aardse koninkryk nie, dis 'n hemelse erfenis. Maar vir Israel was dit 'n aardse koninkryk. Die kerk se hoop is
om weggeruk te word na 'n hemelse koninkryk. Met die Jode wat Jesus as Messias verwerp het, staak die program met Israel en begin God die tyd van verborgenheid. Verder, ek wil afsluit, verder ook die twee verskillende aanbiedings van die twee groepe. Petrus kom met die evangelie van besnydenis vir die Jode, Paulus die evangelie van die onbesnedenis vir die nie-Jode, maar dat die Jode wat in hierdie dispensasie Jesus aanneem, ook deel kan word van die liggaam van Christus. Efesiërs 2, 3 en 4, 1, 2 en 3 praat daarvan. Hoor wat sê Efesiërs 3 vers 1. Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Jesus Christus, vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade, van God wat aan my verleen is, dat hy aan my deur openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid soos ek kortliks aan julle geskryf het. Waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is, soos dit nou aan die heilige apostels en profete geopenbaar is. Naamlik, dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam van Christus. Deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade, wat God aan my gegee het, ooreenkomstig die werking van sy krag, aan hom, en aan my die geringste, van al die heiliges, is hier die genade gegee, om die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig. En nou as jy Galasiërs lees, en ek wil jou net so ten slotte, net so vinnig hierdie voorsmaak gee. Kyk wat sê hy in Galasiërs. Hy sê, maar inteendeel, toe hulle sien, Petrus en Johannes en Jakobus, toe hulle sien, dat aan my, aan Paulus, die evangelie van die onbesnedenis toevertrou is, net soos aan Petrus vir die besnydenis, want hy het Petrus bekragtig met die oog op die apostelskap vir die besnedenis, en hy het my bekragtig met die oog op die heidene. Toe hulle merk, die genade wat aan my gegee is, het Jakobus en Sefas, dis Petrus en Johannes, wat as pilare van gesag is, aan my en Barabbas die regterhand van gemeenskap gegee. Sodat ons na die heidene sou gaan, en hulle na die Jode sou gaan. So Paulus kom hier in Galasiërs en hy sê, dis die verskil. Toe Petrus sien dat God my geroep het vir die heidene, en hulle geroep het vir die Jode, het hulle handgeskryf. En dieselfde gedeelte lees jy in Handelinge 15. Dat toe Petrus en Paulus by die synode in Jerusalem kom, het hulle daaroor ooreengekom, dat God het vir die heidene die evangelie gegee. En die Heilige Gees het op hulle gekom, net soos wat die Heilige Gees op die Jode gekom het. En daar het hulle besluit, dat die twee verskillende bedienings het. Paulus vir die heidene, Petrus vir die Jode. Paulus se evangelie is gebaseer op die openbaring van 'n verborgenheid, wat Jesus uitsluitlik aan hom toevertrou het, dat God die mens 'n nuwe skepsel maak met 'n hemelse bediening. Hierdie geheimenis is geheim gehou sedert die begin, maar word nou bekend gemaak, en Paulus skryf Romeine tot Filemon, en hy maak dit aan ons bekend. Ek sluit af, kyk vinnig na hierdie prentjie. Hy begin in die verlede, en hy sê, daar is iets wat hy in die verlede gedoen het, maar dit het 'n uitwerking op dit wat in die toekoms kom. Dan kom hy, en hy sê, maar ek is nou met iets anders besig. So wat gebeur het met die heidene, met die Jode, en dit wat ek in gedagte het vir die heidene, is los van mekaar, maar ek bring dit by mekaar, omdat ek nou besig is met 'n spesifieke bediening. Vir die Jode was dit die wet. Vir wat kom, 'n koningskap. Maar ek is nou besig
om vir julle hierdie verborgenheidsriglyne te gee, sê Paulus. Sodat julle kan verstaan waar God begin het. Julle kan weet waarin God op pad is, en dat julle in die einde, in die middel as heidene kan ontmoet. Van die heidene het geen verbintenis gehad met dit wat God vir die Jode gedoen het. En geen verwagting vir dit waarmee God met die wêreld mee besig is. En Paulus kom, hy sê, ek skryf die middelste klomp boeke en ek bring julle in die loop. Dat julle kan weet waarmee God besig is. Die verlede, die verbonde, Genesis tot Johannes vir Israel. Die dispensasie van genade, Romeine en Filemon, tot Filemon, die liggaam van Christus. En dan die nuwe verbond, waarmee God dan in die eeuw wat kom mee besig gaan wees, skryf die skrywers, Hebreërs, tot Openbaring. En is weer ten behoewe van Israel. Want as ons weggeneem word, is ons reeds in ons vervullende of vervulsbelofte, ons het ontvang dit wat hy beloof het, om eendag by hom te wees, 'n hemelse koninkryk. Dis hoekom hy skryf in Kolossense 3, bedink die dinge daarbo, en nie op die aarde. Die Jode bedink die dinge op die aarde, want hulle verwag 'n koninkryk. En dis presies waarmee Paulus dan, as ons nou begin met Galasiërs, besig is om te vestig. En ek hoop dat hierdie woord jou gaan voorberei. En ek hoop jy het nou al die eerste 6 hoofstukke gelees, lees dit weer in hierdie week. Kyk bietjie of jy die tema van Galasiërs kan kry. En wat Paulus vir hierdie gemeente wil sê. Kom ons buig ons harte. En dan gaan ons saam bid. Here, baie dankie. Dankie vir u woord. Wat 'n voorreg om te mag verstaan. Eerder, Here, 'n beperkte blik te kan kry op die grootheid van God. Here, ek besef terwyl ek hier studeer en hieroor lees, Here, besef ek net die dieptes en die wytes en die hoogtes en die onnaspeurlikheid van God se oorvloed. Maar tog aan die ander kant die eenvoud van die evangelie. Dat hy in my plek gesterf het. Hy het vir die sondes gesterf in my plek. Hy het opgestaan dat ek oorwinning kan hê. En hy wag vir 'n geleentheid dat hy hierdie geskenk met my kan deel. En ek dank die Here vir 'n dag in my lewe, soos daar ook by ander kan wees, 'n dag wat uitgestaan het, toe Jesus sy genade aan my kom openbaar het. Dat ek weet van so 'n dag, Here, dat U my siel uit genade gered het, dat U vir my 'n nuwe mens gemaak het, en dat U vir my die verborgenheid van die evangelie kom openbaar het. En my uitstuur met daardie hoop en met daardie verwagting om dit met ander te deel. Ek dank U vir die woord, ek aanbid U vir die genade. Ek eer U vir U voorsiening. Ek dank U vir Jesus. Dank U vir U Gees. En ek dank U vir die sekerheid dat ek nie hoef te wonder nie. Ek eer U en ek aanbid U in Jesus se naam. Amen.